Hartlik goeiemôre, mag die hierdie baie ryklik seën en sy wonderlike doel in die hart en lewe ook so bereik. Nou liewe vriende, iets wat ook nogal vir my baie skaars was om te sien of wat ek gedink het ek nie sal sien nie, is toe ons in die Kalahari was. Toe het dit gereën, ons was in die reëntyd daarso. En toe by een van die plekke waar daar water is, toe sien ons 'n skilpad aangeloop kom om water te drink, 'n gewone skilpad of 'n luiperdskilpad dan. En net toe hy so naby die water kom, toe storm daar hierdie waterskilpad uit die water uit na hierdie ander skilpad toe en hy jaag hom weg. Hierdie klein skilpad jaag hierdie groot skilpad weg van die water af. Ek het nie gedink in die Kalahari sal daar waterskilpad voorkom nie. As iemand vir my dit voor die tyd gesê het, sou ek gesê nee, in die wildtuin of so, maar nie in die Kalahari, nie in die woestyn nie. Maar dit het so gebeur dan. So liewe vriende, wil ons dan vandag ook so met u deel, weer eens oor daardie teksvers, Johannes 11 vers 28 wat sê, en nadat sy dit gesê het, gaan sy en roep Maria, haar suster stilletjies en sê, die meester is hier en hy roep jou. Nou sê vers 29 het so mooi, sy het toe sy dit hoor vinnig opgestaan en na hom toe gegaan. En liewe vriende, hier is nou die wonderlike saak, Martha en Maria, hierso kom by die Here Jesus en hulle vind die Here daar en ons ken nou die verhaal verder, maar die wonderlikheid dat die Here in hulle teenwoordigheid was en dat hulle ervaar het wat die Here kom doen het en hoe die Here gewerk het. En so behoort dit ook te wees by elkeen van ons. Ons behoort dit nie as iets vreemds te ervaar of te ondervind dan ook nie. So sien ons, liewe vriende, toe die Here die meester haar geroep het, was dit so dat die Here met haar kon praat en ons wil juis met u daaroor vanoggend deel. Die meester roep jou om gemeenskap met hom te hê. Die Here wil hê dat jy in sy teenwoordigheid moet kom, want daar is dinge waaroor hy met u moet praat. Ons lees daarso in Matteus 18 vers 20, want waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in hulle midde. Is dit nie wonderlik om dit net opnuut te sien, dat die Here sê, al is dit net 2, al is dit net 3, maar hulle is in my naam daar saam, hulle kom om my te ontmoet, ek is in hulle midde. En as u nou vanoggend daar stil word voor die Here, miskien is dit alleen, mag u dit ervaar dat die Here in die midde is, dat die Here waarlik met u kom praat en dat hy die woord oopmaak vir u en dat u ervaar wanneer u bid, die Here is daar, die Here hoor. Mag het u geloof sekerlik so geweldig versterk dan ook. En dan sien ek, liewe vriende, verder, dat daar ook in Handelinge 2 vers 41 en 42 hierdie woorde staan. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. Nou ons ken dit met Pinksterdag en na Petrus se boodskap daarso en die getuies wat opgetree het, toe kom daar 3000 mense tot bekering. Maar nou die vers net daarna is die vers wat my so wonderlik aangryp. Hierdie jong bekeerlinge wat die Here aangeneem het. Wat het hulle gedoen? Vers 42 sê, en hulle het volhard in die leer van die apostels en in die gemeenskap en in die breking van die brood en in die gebede. So nie net in die leer nie, hulle het nie net gesê ons het die leer goed geken nie, hulle het dit toegepas in hulle lewe. Hulle het saamgekom, hulle het die gemeenskap gedeel, sekerlik om saam te bid, saam te luister na die woord van die Here, saam te deel oor die woord van die Here, en so net dood eenvoudigheid het hulle saamgekom, die breking van die brood het hulle net saamgekom. Liewe vriende, die wonderlike samesyn wat daar is. En die Here roep u sekerlik hiertoe, en dat wanneer u tot bekering gekom het, dat u sekerlik sal deel in hierdie gemeenskap, u moet daarin deel. Iemand kan nie seker tot bekering gekom en bly weg van hierdie gemeenskap en sonder hom of haar af op hulle eie nie. Nee, daar moet saam met ander kinders van die Here saamgekom word. En mag u dit sekerlik so ervaar, en mag u dit ook vir ander kinders van die Here wees. So lees ons ook, liewe vriende, daar in 1 Johannes 1 vers 3, wat sê, wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader en met sy Seun, Jesus Christus. U sien, die Here roep u tot 'n lewende verhouding wat ander bereik. En dis die wonderlikheid. Die disippels het hierdie lewende verhouding met die Here gehad, hulle was so in gemeenskap met die Here,
en dit het ander bereik, en hulle het verander gesê, jong, kom deel in hierdie verhouding wat ons het met die Here, nog meer, kom ervaar self hierdie lewende verhouding met die Here. En mag u vandag sê, ek weet dat ek so 'n lewende verhouding met die Here het, ek weet dat ek so in gemeenskap met die Here is, en mag u dan verder ook kom sê, dat u lewe daartoe bydra om ander aan te spoor, om ook in hierdie gemeenskap te deel. Mag die Here dan vir u seën, en mag u ook so wonderlike doel bereik. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie dat ons u kan kom vertrou, en op u ook so kan steun, en dankie dat ons in 'n lewende verhouding met u kan wees. Amen.